Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Ons het al van tevore gekyk na 'n Bybelbelofte van vergifnis, maar vanoggend gaan ons 'n klein bietjie dieper klim daarin. En ek wil begin deur 'n vreemde vraag te vra. Is daar voorwaardes aan vergifnis? Nou ek weet, dit klink nie heeltemal reg nie. Maar vriende, onthou, ons God is ook regverdig, wat ook beloof dat hy 'n einde gaan maak aan sonde. So kom saam met my na ons Bybelbelofte vanoggend, 2 Kronieke 7 vers 14. En is God wat self hier praat. As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, homself verlaag en bid en my aangesig soek en hom van sy boosheid afdraai, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou die konteks van hierdie vers is baie belangrik om te verstaan. Dit is deel van God se antwoord aan koning Salomo nadat hy die tempel in Jerusalem gebou het en 'n gebed van toewyding en pleidooi namens die volk van Israel op die tempelplein gebid het. Gaan loer gerus na 2 Kronieke hoofstuk 6. Nou God kom en antwoord Salomo in 2 Kronieke hoofstuk 7 en gee baie spesifieke riglyne oor hoe hy sy volk sal behandel, veral in tye van wanhoop en nasionale krisisse. Dit verwys ook baie spesifiek na die volk van Israel, God se volk, die uitverkore volk. En in die Nuwe Testament word dit vir ons ook baie duidelik uitgewys dat hierdie beginsel ook op die gelowiges in Christus van toepassing is, wat ook gesien word as die volk van God. Wat beteken dat die beginsels van bekering en herstel van sonde vir elke een van ons geld vandag. Vriende, moet nêrens heen gaan nie, want hierdie is 'n belofte en 'n uitnodiging van God, wat die verskil tussen lewe en dood kan hê, vir jou en vir my. Kom ons luister saam na hierdie mooi lied. There is a place of quiet rest, near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God.
Jy's ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Vandag kyk ons na die belofte in 2 Kronieke 7 vers 14. As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, homself verlaag en bid en my aangesig soek en hom van sy boosheid wegdraai, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou volgens hierdie verse is die eerste stap vir vergifnis nederigheid. Nederigheid is die erkenning van ons eie swakheid en die erkenning dat ons God se genade regtig egtig nodig het. Want trots is baie keer die rede hoekom ons verhoudinge met mense as ook met God verkrummel. En God vra hier vir ons, laat gaan jou trots, verlaag jouself eerste. En dan die tweede stap vir vergifnis, gebed. Gebed is nie net 'n vorm van versoeke nie, maar 'n manier om God se wil en sy teenwoordigheid te soek. Om regtig te bid, smeekend te vra na God, te soek na God. Maak jy jou hart vir hom oop, om sy gebooie op jou hart te kom skryf. En dan die derde stap vir vergifnis, bekering. En bekering is die kern van hierdie belofte. Dit beteken om nie net spyt te wees oor jou sonde nie, maar om dit by die naam te noem en om van alles af weg te draai en 'n nuwe koers te kies. Wat eintlik impliseer 'n absolute radikale verandering van gedrag en gedagtes, wat nie net 'n emosionele reaksie is nie, maar 'n daad, 'n bewustelike aksie om weg te stap van sondes, van die sonde wat jy doen. Want hier is die gevolgtrekking dan, vriende. As ek nie myself verlaag nie bidend soek na die aangesig van God nie, en weier om weg te draai en op te hou om dieselfde sonde te doen, dan kan God nie mos sy kant van die belofte hou nie. Want selfs die belofte in 1 Johannes 1 vers 9 begin om te sê, as ons onsself bely, bekeer, dis 'n woord wat veel meer beteken as om net jammer te sê. Bekering bring 'n verandering binne in ons hart. Want hoe groot is God se genade? Vriende, die wonderlike belofte van vergifnis is dat dit nie beperk is nie. God vergewe selfs wat lyk soos die ernstigste sonde, wanneer iemand opreg na hom toe kom en hom vra vir vergifnis. Want is 'n bewys van die diepte van God se liefde en genade. So is vergifnis moontlik vir my en jou? Natuurlik is dit. Die Bybel is vol beloftes van vergifnis vir elke een wat hulle bekeer, hulle wegdraai van hulle sonde af en terugdraai na God toe. Dit is 'n wonderlike vertroosting vir elkeen van ons wat in hartseer of skuld verkeer en die behoefte het om herstel te word. God is getrou om te vergewe en sy genade is groot genoeg om ons van enige sonde te verlos, solank ons dit met 'n opregte hart doen en terugkom na hom toe. Ek wil u uitnooi. As jy vra het oor vergifnis of bekering of dalk oor sonde, asseblief kontak ons. awrafrikaans.org. En ook as jy iemand nodig het om saam met jou te bid oor iets, asseblief moenie huiwer om ons te kontak nie. Stuur vir ons 'n boodskap op WhatsApp 060 248 1172. 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir u bid. Ons hemelse Vader, Here, ek wil vir u dankie sê dat ons in die naam van Jesus Christus met vrymoedigheid na u toe kan kom. Vader, dankie dat u genade groter is as enige van ons sondes. Dankie Here dat u ons eerste lief gehad het. En Vader, dankie dat vergifnis moontlik is, dat ons nie die ewige lewe hoef te mis oor foute wat ons maak hier op aarde nie. Maar Here, u vra dat ons moet wegdraai van sonde af. En ek wil bid vir oggend. Here, as daar 'n luisteraar is wat nodig het om hierdie stap te neem, ernstig te neem, mag die Heilige Gees asseblief daar wees en daar lei. Want Vader, ons weet ook, vir u is niks onmoontlik nie. Die grootste sondaar kan die nederigste volgeling van Christus wees. En dankie Here, dat die lewe hierna, die ewige lewe,
sondeloos gaan wees. En mag daardie dag spoedig kom. Dis my gebed vanoggend, in die naam van Jesus Christus ons Koning.